Wees gegroet vanmôre op hierdie pragtige Saterdagmôre. Shabbat Shalom. Halleluja. Ek is so dankbaar jy is ingeskakel en ek kon nie wag vir vandag om met jou te kan gesels uit die woord uit nie. So baie dankie dat jy deel is van hierdie uitsending en deel is van ons bediening. Nou, dis vir my belangrik om vandag die woord in jou lewe te kom insaai. Weet jy hoekom? Want die woord bring jou nader aan jou doel, jou skepingsdoel vir die lewende God. Jou skepingsdoel vir hier op aarde. Weet jy wat maak my hart seer? Weet jy wat maak my hart seer? Ek praat met baie mense en ek kyk na baie mense en ek sien hoe mense funksioneer en ek kom agter dat mense verstaan nie hulle identiteit nie. En hulle verstaan ook nie, hulle ken ook nie hulle skepingsdoel nie. Dis noodsaaklik dat ek en jy ons skepingsdoel hier op aarde sal ken, sal weet, dat ons identiteit sal ken, want as jy daai twee aspekte in jou lewe het, nommer 1, jou identiteit in Yeshua, nommer 2, jou skepingsdoel, gaan die vyand nie met jou kan wors nie. En ongelukkig val huishoudings uit mekaar uit. Mense se lewens val uit mekaar uit. Huwelike val uit mekaar uit. Weet jy hoekom? Want die man en die vrou ken nie hulle identiteit in Yeshua nie. Omdat mense nie hulle skepingsdoel hier op aarde verstaan nie. Dan val hulle lewens uit mekaar uit. So ek wil vandag hierdie by jou lewe kom inprint vandag. Ek wil die woord kom saai. En mag hierdie saad vandag op vrugbare grond val en mag dit ontkiem sodat die lewende God daardeur verheerlik sal word. Dat die saad 'n opbring sal bring in jou lewe. Nie net 30voudig nie, nie net 60voudig nie, maar 100voudig in jou lewe sodat jy die resultaat van Vader se woord in jou lewe sal ervaar. Halleluja! Loof sy naam. So kom by die woord. Nou dis belangrik dat ek en jy sal gaan na die woord toe, want ongelukkig ken ons nie ons skepingsdoel nie. Kan ek gou iets vir jou sê? Niemand van ons is 'n fout nie. Niemand van ons is 'n oeps nie. Ons is nie sommer maar net mense wat agter 'n bos uitgeskop is nie. Ons is geskape volgens die beeld en die gelykenis van Jahwe ons Elohim. So alles wat Jahwe gemaak het, dien 'n spesifieke doel. Daar is niks sommer maar net nie. Hy het nie net goed geskape en baie keer dink ons, okay, maar wat is die doel van 'n muskiet? En wat is die doel van 'n vlieg? Om ons te irriteer? Nee, daar is 'n doel vir daardie goed in die ekosisteem. Vader het alles perfek geskape en so het jy as mens, soos jy as mens ook perfek geskape, deel van die plan van Jahwe wat uitgevoer moet word op hierdie aarde. So niemand van ons is 'n fout nie. Niemand van ons is 'n oeps nie. En Vader het iets in jou geplaas wat hy wil ontgin. En daai wat hy ontgin en die potensiaal wat hy in jou geplaas het, moet tot volle ontwikkeling kom, sodat die doel van Jahwe in jou lewe sal manifesteer. So soveel mense ken nie hulle skepingsdoel nie, en ek wil vandag met jou praat hieroor. So kom ons gaan kyk wat sê die woord. Kom ons gaan kyk wat sê die woord, en ek wil jou terugvat na die boek van Genesis. Genesis 1 vers 26, want as ons kan begin by die begin, en ons werk om deur en ons besef, maar weet jy, ons as mens, is eintlik iets en ons het eintlik 'n skepingsdoel hier op aarde. 'n Skepingsdoel. Genesis 1 vers 26 sê, en Elohim het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse en die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hier sê die woord dit. So nou luister nou baie mooi. In hierdie gedeelte kom openbaar Vader eintlik vir ons iets besonders. Hy sê hierso dat jy is geskape volgens die beeld en gelykenis van die Skepper van hemel en aarde. So, jy dra die beeld en jy dra die gelykenis van die een wat jou geskape het. Ek wil dit moet insink vanmôre. Jy dra die beeld en die gelykenis van die een wat jou geskape het. So jy is Jahwe se afdruksel hier op aarde. Dink so 'n bietjie daaroor. Jy is Jahwe ons Elohim se afdruksel hier op aarde. So oralste waar jy gaan, as jy Vader aanbid in gees en in waarheid, jy behoort aan hom vanweë die bloed van die lam, die verbond wat jou bind teenoor Jahwe ons Elohim, wat nou natuurlik
deur Yeshua ons verlosser en saligmaker is, jy die gees van die lewende God inwonend in jou, dan beteken dit, jy is Jahwe se afdruksel hier op aarde, en jy moet hom verteenwoordig. En inteendeel, as jy gaan kyk, oralste waar jy kom, gaan jy met mense te maak hê, en dan het jy eintlik met die afdruksel van Jahwe te maak hier op aarde. So, Vader sê, Genesis 1 vers 26, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So as jy dan die beeld dra, en die gelykenis dra, van die een wat jou geskaap het, dra iemand anders dit ook, ja of nee? Natuurlik. So hoe hanteer jy ander mense? Hoe hanteer jy ander mense? As jy Jahwe se afdruksel is hier op aarde, hoe funksioneer ons teenoor ander mense? Hoe praat ek met iemand anders? Wanneer iemand voor my inswaai in die verkeer, hoe reageer ek? Want jy sien, ek is die beeld en die gelykenis van Jahwe, ek is sy afdruksel hier op aarde, en selfs daai een wat my sleg hanteer, is ook die beeld en gelykenis van Jahwe. Hy is ook die afdruksel, want die woord is uitdruklik, hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So, hoe hanteer ek my familie? Hoe hanteer ek my medemens? Hoe hanteer ek my kollegas by die werk? Hoe hanteer ek die publiek wanneer ek in die publiek kom? Hoe funksioneer ek as ek dan sê, maar ek dien Yeshua, ek aanbid die lewende God in gees en in waarheid. Sy gees is hier in my, is ek dan die afdruksel van Jahwe hier op aarde, en hanteer ek mense op die regte wyse, ja of nee? Dink is 'n belangrike vraag. Nou luister gou baie mooi. Hy het alles in jou geplaas. Hy het alles in jou geplaas om suksesvol te wees en om dit te maak. Alles. Ons gaan weer terug na Genesis hoofstuk 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse, oor die voëls, die hemel, hele aarde, al die diere. So Vader sê in sy woord, hy sê, ouens, kom ons maak mense, en ek gaan hierdie mense aanstel met 'n spesifieke doel, en daai spesifieke doel is om te heers. Met ander woorde, Vader het in die mens alreeds geskape alles wat die mens nodig het om suksesvol te wees. En hierdie woordjie heers is 'n baie belangrike woord. Hierdie woordjie heers is 'n belangrike woord. Vader verwag van ons, van elkeen van ons, om in heerskappy te wandel en te funksioneer. Om in heerskappy te wandel en te funksioneer. Met ander woorde, ek kan nie toelaat dat enige iets anderste oor my heers nie. Want ek as mens moet heers. Ek as mens moet funksioneer. En weet jy wat? Die woord sê, hy doen dit nie vir hom, vir ons nie. Hy doen dit nie vir ons nie. Hy doen dit nie vir die mens nie. Hy doen dit vir sy naam ontwil. Vir sy naam ontwil. Luister wat sê die woord Psalm 23 vers 3. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. So, wie is hier betrokke? Wie is hier betrokke? Die mens. Hy sê, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Met ander woorde, dit gaan oor my, hy praat hier oor my siel, hy praat hier oor my spore, maar stop gou daar. Stop gou daar. Dit praat oor my, maar hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Hier kom die laaste gedeelte. Om sy naam ontwil. Halleluja! So wanneer hy jou siel verkoop, en wanneer dit goed gaan met jou, en wanneer jy in spore van geregtigheid wandel, is dit nie vir jou nie. Dit gaan nie oor jou nie, jou fokus moet wees op die lewende God, want dit gaan oor sy naam ontwil. So daarom het Vader alles in jou geplaas om suksesvol te wees, want jy is geskape na sy beeld en sy gelykenis. As jy dit nie maak nie, en jy is nie suksesvol nie, bring jy skade aan die beeld en die gelykenis van Jahwe, want Vader het jou geskape om te heers. Vader het jou geskape om te oorwin. Vader het jou geskape en hy lei jou, hy verkoop jou siel, hy lei jou in spore van geregtigheid. Hoekom? Vir sy naam ontwil.
Jesaja 48 vers 11 sê dit ook, hy sê, om my ontwil sal ek dit doen. Dis Vader Jahweh wat praat. Esegiel 20 vers 9 kom Vader ook en hy sê, maar ek het gehandel terwille van my naam. So alles wat Vader doen, doen hy terwille van sy naam. Hy doen dit terwille van sy naam. So as ek dit nie maak nie, dan bring dit skade in die koninkryk van God. Dit bring skade aan die beeld en die gelykenis van Jahweh en dit bring skade aan sy naam. Sjoe. Mense, daarom moet ek en jy ons skepingsdoel ken. Ons moet weet wat ons doel is hier op aarde. Ek en jy moet dit weet. Ons kan nie maar net hier rondflout nie. So doelloos en ag, wat gaan ek nou doen? En ag, ek het nie 'n plan nie. En ag, wat nou? En hoe moet ek hierdie nou doen? En nee, ons moet doelgerig in hierdie lewe wees. Werk in alle aspekte. Jou geestelike lewe moet doelgerig wees. Jou gebedslewe moet doelgerig wees. Jou verhouding met Jahweh moet doelgerig wees. Alles wat jy doen moet doelgerig wees. Dis hoekom sê die woord in die boek van Spreuke, hy sê, wanneer daar geen openbaring is nie, dan gaan die volk ten gronde. Wat beteken dit? Dit beteken daar moet 'n doel wees, daar moet 'n visie wees, daar moet 'n plan wees waar volgens jy as mens funksioneer in alle aspekte. In alle aspekte. Want anders te val die pap op die grond. So wat is jou doel hier op aarde? Wat is jou doel hier op aarde? Vader kom sê dit so mooi, hy sê, ouens, jy moet heers. Jy moet heers. Dit is Jahweh se belang dat jy suksesvol is. Ek gaan dit weer vir jou gee. Dit is Vader Jahweh se belang dat jy suksesvol is. Hy moet seker maak dat jy suksesvol is om sy naam te beskerm. En nou, hierdie is belangrik. Het jy geweet, luister mooi. Het jy geweet, jy kan nie misluk nie. Jy het dit geweet. Jy geweet, jy kan nie misluk nie. Ek gaan gou 'n vraag vra, nou moet jy die vraag antwoord. Kyk, so die gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, woon daardie gees in jou, ja of nee? As hy in jou woon en jy sê ja, dan beteken dit dat dieselfde krag wat Yeshua uit die dood uit opgerig het, woon in jou. Selfde krag. So, hoekom misluk ons as mens? Hoekom kry die vyand dit so reg om ons te kry, dat ons sit in 'n hoek, en ons huil, en ons mimmereer, en ons kla, en ons maak dit nie? Hoe kry die duiwel dit reg? Kry dit reg? Jy sien wat ons vergeet wat die woord sê. Die woord sê, Josua 1 vers 7 tot 8, hy sê, wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel, volgens die hele wet, wat Moses my knegt jou beveel het, wyk nie daarvan regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oralste waar jy gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Halleluja! Hier sê die woord dit, jy kan nie misluk nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Die oomblik wanneer jy die woord in jou lewe toelaat, die Gees is inwonend in jou, jy wandel volgens sy insettinge, sy verordeninge, jy doen dit nougeset, jy's gehoorsaam aan dit wat Vader van jou verwag, sê die woord dat jy sal voorspoedig wees, en jy sal met goeie gevolg handel. Dis wat die woord sê. Dit beteken nie dat ons gaan nie aanval hê. Dit beteken nie dat ons gaan moeilike omstandighede hê. Dit beteken nie dat daar gaan versoekings kom nie. Maar met dit alles sal jy triomfeer meer as 'n oorwinnaar. Weet jy hoekom? Want jy moet begin heers. Jy moet begin heers. Onthou, die woordjie wat die woord kom gee, in Genesis 1 vers 26, baie belangrike woord, en gaan merk dit in jou Bybel, onderstreep dit, omkring dit, is daar die woordjie heers. Heers. So om ten volle, volgens jou doel te funksioneer, het direk te doen met jou gehoorsaamheid aan die instruksies. Kan ek dit weer vir jou gee? Om ten volle,
volgens jou doel te funksioneer, het 'n direkte koneksie met jou gehoorsaamheid aan die instruksies van Jahwe ons Elohim. Weet jy hoekom? Want Vader Jahwe is die vervaardiger en ons is die produk. En met die produk kom dan nou natuurlik 'n waarborg. En die waarborg is sy woord. Die waarborg is sy woord. En ons moet nou natuurlik, die waarborg wat in sy woord is die beloftes, dis die profesie met betrekking tot ons, dis die beloftes wat Vader aan ons kom gee uit sy woord uit, daar's 'n waarborg. Daar's 'n waarborg. Vader sal altyd kyk na sy produk, maar dan moet ons die instruksies volg. Ons moet die instruksies volg. Nou, ek weet, luister gou hier. Ek weet hierdie is 'n manneding. Hierdie is 'n manneding. So die vrouens sal hierdie dalk nou nie verstaan nie. Hierdie is 'n manneding. Wanneer 'n man 'n ding koop, of selfs die vrou koop iets en nou moet die man dit aan mekaar slaan, dan kom dit nou in 'n boks en dan maak jy nou die boks oop. Weet jy wat is binne in die boks? Wat's binne in die boks? Daar is instruksies. Daar's so 'n pamfletjie of 'n boekie met instruksies, 'n instruction manual, hoe om hierdie produk aan mekaar te sit en hoe om hierdie produk suksesvol te hanteer en al die dinge in terme van die produk, wat jy moet doen, en as jy buite die raamwerk van wat in die instruksies is, as jy buite dit funksioneer met hierdie produk, dan kanselleer dit die waarborg op daardie produk. Dan word daai waarborg gekanselleer. Weet jy wat doen ons as manne? Dis 'n manne ding. Nou haal jy daai ding uit die boks uit en jy vat die instruksies en jy sit hom daar eenkant. En nou begin jy werk. Want dit is 'n manne ding. Nee wat, ek sal hom uitfigure. En dan begin jy en jy begin goed te koppel en jy sit hierdie ding daar en dan op die einde van die dag dan kom jy agter maar iets is nou nie lekker nie. Iets werk nou net nie lekker nie. Hier's iets missing. Waar kom hierdie ding? En jou vrou bly vir jou sê, "Maar my man, daar's instruksies." Nee, wag. Ek sal dit uitfigure. Moenie worry nie. Ek is die man, ek sal dit uitfigure. En die instruksies lê daar. Ons doen presies dieselfde in terme van Vader se woord. Doen presies dieselfde. Vader is die vervaardiger, ons is die produk. Vader wil hê die produk moet op 100% kapasiteit funksioneer. Sy volle doel waarvoor hy geskape is, wil Vader hê moet hierdie produk funksioneer. Wat doen ons as mens? Ons vat die instruksies van Vader se woord en ons sit dit eenkant. En ons dink, ag nee wat, ek gaan dit op my manier doen. Nee wat, my huwelik, nee ek sal dit nou maar doen soos wat ek dit wil doen. Nee, dis okay, moenie gaan berading kry nie. Moenie gaan na die pastoor toe nie. Dis okay, ons sal dit self uitsorteer. Dan val alles uitmekaar uit. Nee wat, ek gaan die kinders grootmaak op sosiale media. Ek gee vir hulle 'n foon en ek gee vir hulle 'n Xbox of 'n PlayStation en hulle kan hulle self maar groot word. Nee, hulle moet net skool toe gaan, dis al. Die skool gaan hulle leer. Maar in die instruksies sit ons eenkant en dan wonder ons, maar hoekom val ons huishouding uitmekaar uit? Hoekom is my kinders so? Hoekom lyk my kinders se lewe so? Hoekom is my kinders besig met pornografie op 11, 12, 13, 14 jarige ouderdom? Weet jy hoekom? Want die instruksies lê daar en ons kom nie terug na die instruksies nie en die produk kan nie funksioneer op 100 kapasiteit soos wat die vervaardiger die produk gemaak het. En wat gebeur dan? Die waarborg word gekanselleer. Dan word die waarborg gekanselleer, ouens. So hoe lyk ons lewe? Ons vat baie keer, ons die instruksies van Vader se woord, en ons sit dit eenkant, en ons dink, nee wat, ek sal dit uitvier. Ons sal dit nou maar doen. En ek weet, dis 'n manne ding, die vrouens, hulle is meer gefokus op die instruksies. Maar kom ons kom weer terug na die woord toe, die instruksies van Jahwe ons Elohim met betrekking tot ons eie persoonlike lewe. Want ek is 'n produk van my vervaardiger, Jahwe ons Elohim. Hy het my geskape, hy het sy lewensasem in my ingeblaas. Hy het my geskape, hy het my geken nog voordat ek 'n gedagte was. Nog voordat ek in die moederskoot was, het hy my geroep, hy het my naam geken. So hy weet die doel, die skepingsdoel wat in elkeen van ons se lewens is.
Hy ken dit want hy het dit geplant. Hy het dit geskape. En wat doen ons as mens? Ons funksioneer nie volgens ons skepingsdoel nie. Weet jy hoekom? Want ons ken nie die instruksies nie. Dis die probleem. Ons ken nie die instruksies nie. Ons ken nie die vervaardiger nie. Ons weet nie dat die produk moet op 'n sekere kapasiteit hardloop. Ons ken nie die potensiaal van die produk nie, want ons lees nie die instruksies nie. En hier is dit baie duidelik. Hy sê, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Met alle aspekte. Huwelik, kinders, ouers, finansies, besigheid, werk, kollegas, familie, alles. Alles. So kom ons kom terug na die instruksies toe. Weet jy wat, jy kan nie jou wette bring na die lewende God toe nie. Jy kan nie jou wette bring nie. Jy kan nie dit wat vir jou belangrik is, jou wette na Elohim te bring. Jy kan nie. Jy kan ook nie dit verander, die wette van Yahweh verander om by jou aan te pas nie. Kan dit nie doen nie. Kan nie dit doen nie. En jy kan dit ook nie gebruik soos wat jy wil nie. Want daar is instruksies in Vader se woord en hy verwag dat jy as mens volgens dit moet funksioneer. Jy onderwerp jou aan die wette van die vervaardiger. Want wie is die vervaardiger? Yahweh ons Elohim. Wie is die produk? Ek en jy is die produk. So jy onderwerp jou aan die wette van die vervaardiger, want as jy buite daai raamwerk van die wette funksioneer, word die waarborg gekanselleer en jy funksioneer nie tot volle kapasiteit nie. Jy doen nie. Die wette is vir jou beskerming, sodat jy jou doel kan besef en bereik. Die wette is nie daar sodat jy nou ingeperk moet word, of ek mag nie dit en ek mag nie dat en ek mag nie dit nie. Die wette is vir jou beskerming, sodat jy jou doel kan besef en bereik. Jy is geskape met 'n doel, met 'n skepingsdoel en daarom is daar die wette in plek. So Yahweh het klaar die werk gedoen in jou lewe. Weet jy dit? Hy het klaar die werk gedoen in jou lewe. Jou toekoms is klaar bepaal en voltooi. Is klaar gedoen. Hier sê die woord dit, Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek Yahweh, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Halleluja. Jesaja 41 vers 4. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Yahweh die vraag. Hy vra die vraag. Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek Yahweh die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Halleluja. Loof sy naam. Hy doen dit al van die begin af. Hy roep die geslagte al van die begin af. So hy het nog voordat jy 'n gedagte was, het hy jou reeds bepaal. Hy het reeds 'n doel vir jou uiteengesit, want dit is ingeplant in jou lewe. En daardie doel moet ek en jy ontgin uit sy woord uit om te wandel in sy insettinge, sy verordeninge en sy wet. Jesaja 46 vers 10. Dink aan die dinge wat tevore was, wat van ouds af, dat ek Elohim is en daar is geen ander nie. Ek is Elohim, daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. So al van die begin af, is Vader alreeds besig om jou toekomsplanne vir jou uiteen te sit. Wat doen ons as mens? Ons tree op in ongehoorsaamheid, en ons mis die merk. Ons mis die merk. Yahweh het jou eers klaargemaak voordat jy begin is. In ander woorde, jy het alles hier in jou om dit te maak, om suksesvol te wees. Jou toekoms is al reeds bepaal. It is finished. Nog voordat jy geformeer is in jou moeder skoot. Kyk wat sê Efesiërs 1 vers 4. Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy in hom uitverkies het, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. So hy het ons uitverkies in Yeshua,
Nog voor die grondlegging van hierdie wêreld, is jy uitverkies, jy's geroep by die naam, uit jou wonderlik geweef in die moeder skoot. So nou wil ek jou hierdie vraag vra. Wat is jou doel hier op aarde? Ken jy dit? Weet jy dit? Ek wil jou hierdie vraag ook vra. Wat is jou identiteit in Yeshua? As jy jou identiteit nie ken nie, en jy weet nie hoekom jy hier is, jou doel hier op aarde nie, gaan die duiwel met jou mors. Jou identiteit kry jy in Efesiërs hoofstuk 1. Daar is 7 aspekte van jou identiteit in Yeshua in Efesiërs hoofstuk 1. En daarom is dit belangrik vir jou om te weet wat jou identiteit is, om daarvolgens te funksioneer, en wat jou doel is hier op aarde. So kom ek gee vir jou 4 aspekte van jou doel hier op aarde, en dat jy vandag dit sal snap, en dit sal uitleef in alle aspekte in jou lewe. Nommer 1, toe ons begin het met Genesis hoofstuk 1 vers 26, is daar 'n woordjie wat uitgestaan het, wat jy moet merk in jou Bybel, en daai woord is heers. Jahweh het jou geskape om te heers. Dis jou doel. Heerskappy is jou doel hier op aarde. Heerskappy deur die gees van Jahweh ons Elohim. Jy moet heers. Jy kan nie toelaat dat enigiemand anderste of enige iets anderste oor jou lewe heers nie. Galasiërs 5 vers 16 sê dit. Wandel in die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor jou nie heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou stop gou daar net vir 'n oomblik. Alright, so wat beteken hierdie gedeelte? Dit beteken, wat is sonde nou natuurlik? Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. So wetteloosheid sal nie oor julle heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Wat beteken dit? Dit beteken die straf van die wet. Die straf van die wet is nie meer op my nie, ek is nie onder daardie straf nie, maar die oomblik wanneer jy ongehoorsaam is aan die wet van Jahweh, dan is jy onder die wet. Maar dit soos byvoorbeeld jy ry op die pad. Die spoed wat jy moet ry op die pad is 120 km. Dis die beperking, 120 km per uur. Dis die spoedbeperking. Nou ry jy 160 km per uur. Nou spring daar ewe skielik 'n traffic officer voor jou in. Is jy dan onder genade of is jy onder die wet? Jy's onder die wet, want jy die wet oortree. Jy die wet oortree. In die oomblik wanneer hy opspring, dan gebeur daar iets in jou binneste, jou hart begin klop. En as jou hart begin klop, want jy weet jy die wet oortree, in die oomblik wanneer jy stop, dan is jy kwaad. En as jy kwaad vir hom, maar jy's die een wat die wet oortree. En dis wat gebeur. Wanneer jy die spoedbeperking 120 km per uur is en jy ry 120 km per uur en jy sien daar staan 'n verkeersbeampte, gaan jy bang wees? Nee. Hoekom? Want jy's onder genade. Jy het nie die wet oortree nie. Jy het nie die wet oortree nie. So dis wat dit beteken. Maar hier kom nou 'n baie belangrike ding. Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Nou wil ek jou vra, wat heers oor jou lewe? Wat heers oor jou lewe? Jy kan nie toelaat dat dinge oor jou lewe heers nie. Jy kan nie. Jy kan nie toelaat dat dinge jou lewe beheer nie. Want baie mense, ongelukkig, sit met dinge wat hulle lewe beheer. Nee, pastoor, as ek in die môre opstaan, voordat ek kan fokus en voordat ek enigiets kan doen, moet ek eers my koppie koffie inkry. En dan drink ek my koffie en ek drink so 20 koppies koffie om te cope deur die dag, want Jesus, ek het druk en ek het omstandighede, dan is daai koffie besig om jou te beheer. Is dit sonde om koffie te drink? Nee, dis nie sonde om koffie te drink. Maar moenie toelaat dat die goed jou heers nie. Dis dieselfde, pastoor, as ek by die huis kom na 'n robbe dag, ek moet eers 'n bier drink sodat ek kan kalm word. Weet jy wat gebeur dan? Dan heers daai bier, daai alkohol heers oor jou lewe. Wat het geword van jy kom in Vader se teenwoordigheid? Wat het geword van die gees van Jahweh wat jou moet kalm maak? Wat het geword van jy staan op in die môre en jy begin om lof, eer en aanbidding bring. En wanneer die gees met jou connect, dan is jy onmiddellik reg vir die dag. Halleluja. En baie mense sê, ja, maar pastoor,
Ek het soveel stres en ek moet 'n sigaretjie rook, want jy sien, dit bring daarom daai stresvlakke af. Nee, want daai 2 duimstuk twak is besig om jou lewe te regeer. Want jy kan nie sonder dit funksioneer nie. In die oomblik wanneer jy druk het, dan moet jy hardloop om 'n sigaret te gaan rook, dan beteken dit heers oor jou. Vader sê in sy woord, heerskappy. Julle moet heers. Julle moet heers oor die plante, julle moet heers oor die diere, julle moet heers oor die voëls, julle moet heers oor die visse. Nou is die plant wat jy in daai sigaret het, nou is daai plant besig om te heers oor jou. Nou is daai plant wat in alkohol verander is, daai vrugte of daai plante wat nou in alkohol verander is, dit heers nou oor jou waar jy eintlik in heerskappy moet funksioneer. Selfs met die koffie. Koffie kom van bone af. Daai koffie heers oor jou. Daai bone, daai plant heers oor jou in steede van jy wat moet heerskappy uitoefen oor die dier, die plant, die grond, dit wat in die lug is, dit wat op die aarde is en wat onder die aarde is. Jy moet heers. So kom Vader se woord sê, wandel in die gees. En julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Efesiërs 5 vers 11, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer. In ander woorde, ek kan nie toelaat dat enige sonde, enige duisternis, enige aanval my kom oorweldig nie. Ek kan dit nie toelaat nie. Want inteendeel, die woord leer my dat geen versoeking wat na julle kant toe kom, gaan julle kan oorweldig nie. Dis 'n menslike ding, dis 'n menslike aspek. Vader sal ons nooit versoek nie, maar dis 'n menslike aspek en saam met die versoeking gee hy vir ons die uitkoms. So ek en jy het nie verskoning nie. Ons het nie verskoning om te heers nie. Vader het alreeds alles kom in jou plaas om te regeer, om heerskappy toe te pas, om as 'n oorwinnaar te funksioneer en om dit te maak om suksesvol te wees. Hy het reeds binne jou geplaas. As ek en jy net kan snap wat ons skepingsdoel is hier op aarde. Wat is jou skepingsdoel? Wat is jou doel? Hoekom jy hier is? Die tweede aspek is om die wil van Vader Jahweh te doen. Om sy wil te doen. Dis hoekom jy hier is. Nie om jou wil te doen nie. Nie om te doen wat jy wil nie, want dis 'n sataniese aspek. Dis 'n sataniese denkwyse. Alistair Crowley het in sy boek wat hy geskryf het, wat gaan oor satanisme, het hy geskryf en dis 'n slagspreuk wat die sataniste vandag gebruik. Hy sê in sy boek, hy sê, this is the law. Hy sê, do as thy will. In ander woorde, doen soos wat jy wil. En dit beteken, my wil is dan groter as die wil van Jahweh. Jou doel hier op aarde is om die wil van Vader Jahweh te kom doen. Halleluja! Dis jou doel. Hier sê hy dit in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Halleluja! Om sy wil te doen is soos geestelike voedsel vir jou. Dieselfde wat Yeshua ervaar het. Hy kom by die put, hy's honger, hy's dors. Die disippels loop in na Samaria toe om kos te gaan koop en hy's besig om vir hierdie vrou die evangelie te verkondig en hy sê, hoorie, so ek is die Messias, ek is die een van wie julle soek. En die water wat ek vir julle gee, as jy daai water drink, sal jy nooit in der ewigheid ooit weer dors kry nie. Sy hardloop terug, sy gaan roep, sy sê ons het die Messias gevind. Die disippels kom terug en sê, meester, hier's die kos. Hy sê, nee, ek is nie meer honger nie. Tog maar, waar het hy dan kos gekry? Hy sê, nee. Die wil van Jahweh, om dit te doen, is voedsel vir my. Halleluja! Halleluja! Mag die wil van Jahweh jou geestelik voed. Mag dit jou bring op die regte plek in jou lewe. Johannes hoofstuk 6 vers 40. Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So ek en jy moet die wil van Vader Jahweh uitvoer. So dit uitvoer. 2 Petrus 2 vers 15, want so is dit die wil van Jahweh, ons Elohim, dat julle deur goed te doen,
die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. So wat wil Vader hê? Hy wil hê dat jy sy wil moet doen, en dan moet jy die wil van Jahwe uitvoer om goeie werke tentoon te stel vir 'n verlore gaande wêreld. Halleluja! Jy moet goeie werke tentoonstel. Die derde doel, hoekom jy hier op aarde is. Die derde doel is om Yeshua te verheerlik. Dis hoekom jy hier is. Om Yeshua, ons verlosser en saligmaker, God gemanifesteer in die vlees, om hom te verheerlik. Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, daarom het Elohim hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Yeshua Messia die meester is tot heerlikheid van Elohim, die Vader. Halleluja! Halleluja! So met ander woorde, jou skepingsdoel is om Yeshua te verheerlik hier op aarde. Om dit uit te leef. Om jou knie te buig voor Yeshua, ons verlosser en saligmaker, en hom te verheerlik in alle aspekte van jou lewe. Weet jy hoekom? Want hy het 'n naam bo alle name. En in die naam van Yeshua word ons gered. In die naam van Yeshua word bande gebreek, word siektes genees, word duiwels uitgedryf. Halleluja! In die naam van Yeshua is daar krag, daar is wonderwerke. En wanneer ek die naam van Yeshua spreek, dan sidder die fondamente van die hel. Halleluja! En die vierde en die laaste aspek wat in ons lewe moet wees. Met ander woorde, my doel hier op aarde, die vierde ding, is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. Dis jou doel. Jy moet die sout van die aarde en die lig van die wêreld wees. Luister wat sê die woord, Matteus 5 vers 13 tot 14. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. In ander woorde, jy's die afdruksel van Jahwe hier op aarde, en jy moet skyn. Jy moet hom verteenwoordig. Waar jy ook al kom, moet jy hom verteenwoordig. Jy moet in sy beeld en gelykenis funksioneer, en jy moet ander mense so hanteer, dat hulle ook die beeld en die gelykenis van Jahwe is, en dat jy die sout sal wees wat hulle nodig het. Daar die woord sê, laat jou woorde met sout besprinkel wees. Dat jou woorde met sout besprinkel wees. Maar, hier's 'n belangrike ding. As jy die sout van die aarde is, onthou een ding, jy het te make met stikkende mense. Jy het te make met mense wat seer is in hulle binneste. Hulle stikkend, hulle lewe val uitmekaar. Jy het met sulke mense te make. En as jy die sout van die aarde is, wat gebeur wanneer jy sout op 'n oop wond sit? Dis seer. Dis nie gemaklik nie. Dis seer. Wanneer jy sout vat en jy sit sout op 'n oop wond, is dit ongelooflik seer. So jy het te make met mense wat seer is in hulle binneste. Nou is jy die sout van die aarde, en daarom het mense die reaksie wat hulle het. Daarom raak hulle vir jou kwaad. Daarom is dit 'n aanstoot. Hoekom? Want jou woorde en die feit dat jy die sout van die aarde is, word op oop wonde gesmeer, en dit maak seer. Maak seer. Want jy praat die waarheid. Jy's die sout, jy's die lig, jy openbaar dinge. En dan maak dit seer. Maar op 'n ander stadium in daai persoon se lewe, gaan daai sout wat eers seer gemaak het, gaan genesing veroorsaak. Want dis wat sout doen. Sout het 'n genesende eienskap. En jy moet deur die sout van die aarde te wees, moet jy genesing kan bring in mense se lewens. Dis jou doel. Alles binne die raamwerk van die instruksies van Vader Jahwe se woord. Halleluja! So mag Vader Jahwe, ons Elohim, in jou lewe verheerlik word, en dat jy jou doel ten volle sal ontwikkel, en dat jy vandag sal besef wat Vader alreeds in jou belê het. En as Vader 'n belegging in jou gemaak het, soek hy dat daai belegging moet begin uitbetaal.
Dit beteken dat jy moet suksesvol wees. Jy moet volgens jou skepingsdoel funksioneer. Halleluja, halleluja. So ken jy vandag jou skepingsdoel. Is jy vandag bewus wat jou identiteit is? Is jy vandag bewus wat Vader alreeds in jou kom plaas het? En dat jy suksesvol sal wees. Weet jy hoekom? Dat jy funksioneer, jy wandel volgens die woord van Yahweh ons Elohim. Net soos wat Josua 1 vers 7 tot 8 sê, sodat jy voorspoedig kan wees in al jou weë, dat jy met goeie gevolg sal handel oralste waar jy gaan. En dis my hartsbegeerte vir jou. Ek hoop dis jou hartsbegeerte. Is dit jou hartsbegeerte? Is dit jou hartsbegeerte om absoluut te wandel in die weë van Skepper lewende God, sodat deur die instruksies jy tot jou volle beskikking, jou volle doel sal funksioneer, soos wat Vader jou geskape het. Jy sit dalk vandag en jy besef, maar weet jy wat, ek ken nie my identiteit. Ek ken nie my skepingsdoel nie. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil graag saam met jou bid, dat jy vandag sal besef wie jy is. Dat jy sal besef, jy is nie sommer maar net iemand nie. Jy is nie iemand wat agter 'n bos uitgeskop is nie. Jy is geskape volgens die beeld en gelykenis van Yahweh ons Elohim. So ek wil graag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U. Ons loof U, ons prys U lieflike naam. Dat U ons geskape het volgens U beeld en U gelykenis. En Vader, U is die almagtige God. Vader, toe U gespreek het na elke dag van skepping, het U gesê, en dit was goed. Toe U die mens gemaak het, het U gesê, en dit was baie goed. So Vader, dit is onmoontlik vir U om enigsins te misluk. En U het dit alreeds in ons kom plaas om suksesvol te wees in elke aspek van ons lewe. En nou bid ek, Vader, dat mense vandag wat ingeskakel is, dat hulle sal besef wie hulle is in Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Dat hulle identiteit sal ken en ontdek en daarvolgens sal leef. Ek bid, Vader, dat hulle skepingsdoel sal ontdek. Vader, ek bid vandag dat hulle nie die instruksies sal eenkant sit en dink maar, ag, ek sal dit uitfigure, en ek sal dit maak, en ek sal dit doen, en ek sal my familie uitsorteer, en ek sal my huwelik uitsorteer. Nee, Vader, wanneer ons kan kom na U toe, het ons al die antwoorde in U woord vir ons lewe. Vader, help mense vandag wat gebroken is. Vader, mag hierdie woorde so sout wees in mense se lewens, dat dit genesing bewerkstellig in mense se lewens. Vader, dat mense genees sal word in hulle gees, siel en liggaam vanweë hierdie woord. Ek bid vandag, Vader, dat mense hulle skepingsdoel sal begin uitleef. Vader, dat mense sal besef dat die gees van Yahweh wat inwonend in hulle is, dieselfde gees wat Yeshua uit die doodheid opgewek het, is in hulle. En daarom sal hulle suksesvol wees. Halleluja. Vader, ons dank U daarvoor. Ons loof U lieflike naam. Ek bid dat U elke persoon vandag sal kom seën en dat U vandag verheerlik sal word in mense se lewens. Dat U vandag verheerlik sal word. Yeshua, dat ons skepingsdoel sal uitleef. Dat ons nommer 1 sal begin heers oor hierdie wêreld. Dat ons tweedens, Vader, dat ons die wil van Yahweh sal kom doen en uitleef. Ek bid, Vader, dat ons Yeshua sal verheerlik in alle aspekte van ons lewe. En Vader, dat ons die sout en die lig van die aarde sal wees. Aber Vader, ons dank U daarvoor. Ons loof U daarvoor. In die wonderbare, die heilige, die soewereine naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Loof sy naam. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag die lewende God jou seën. En mag jy vandag besef wat jou skepingsdoel is. En leef dit uit ten volle. Nou ja, van my kant af, Rian Avery, dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy deel is van hierdie bediening, dankie vir elke saad wat jy saai in hierdie koninkryk, dankie vir elke finansiële bydrae wat jy maak vir die koninkryk van Yahweh ons Elohim. Ons waardeer dit, en daarom kan ons uitbeweeg op sosiale media om mense te bereik. Nou ja, wees geseënd, geniet hierdie Shabbat, tot volgende keer, Shalom.